Kan jy glo, week is alweer verby en ons is weer by ons spesiale bederf, nommer 109 vandag. En die tema van spesiale bederf nommer 109 is: oppas, spyt kom altyd te laat. Dis soos iemand gesê het, die beste tyd om reg te maak was gister. Die tweede beste tyd is nou. Hierdie pragtige stuk is geskryf deur 'n onbekende skrywer. Weereens net 'n groot baie dankie vir die deel hiervan met ons. 'n gesprek met spyt. Hy was laat. Natuurlik was hy laat. Ons was amper gereed om die ligte af te skakel, toe die deur stadig oopgegaan het. Hy het in die deur gestaan, sonder aankondiging of fanfare. 'n maar figuur met 'n ou jas, stof op sy skoene en 'n hoed wat verdag laag oor sy oë getrek was. Hy het gaan sit. Nie soos iemand wat die vertrek besit nie, meer soos iemand wat al te veel afskeidsgesprekke moes bywoon. Jy is laat, sê ek. Ek is altyd laat, antwoord hy. Dis seker hoekom jy spyt genoem word. 'n flou glimlag verskyn. Ja, ek kom selde vroeg genoeg om iets te verander. Waar kom jy vandaan? Van hospitaalbeddens, van stilkamers, van grafte, waar mense na die tyd praat. Van kinders wat wens hulle was meer daar en het meer uitgevra. Van ouers wat wens hulle het meer geluister. Van mense wat al die hele lewe gewerk het vir dinge wat nie kon terugpraat nie. Dinge wat al nie kon saamvat nie. Jy klink moeg. Ek dra swaar bagasie, sê hy. Ek is nie net 'n gevoel nie. Ek is 'n argief. Ek dra al die sinne wat nooit gesê is nie. Ek is jammer. Ek vergewe jou. Ek was verkeerd. En natuurlik die gewildste een. Ek is lief vir jou. Hy sug. Ja, daardie sinne word gewoonlik te laat in my sak gestop. Besoek jy net gewone mense? Nee, antwoord hy. Ek sit ook by bekendes, leiers en suksesvolle mense. Mense wat applous ontvang het. Mense wat miljoene bereik het. Maar soms nie hul eie kinders nie. En waaroor praat hulle? Min oor geld, min oor titels, min oor trofeeë. Die meeste praat oor tyd. Hy kyk by die venster uit. 'n huis kan vol mense wees, maar leeg aan aandag en omgee. Op die einde vra min mense: hoekom het ek nie nog een vergadering bygewoon nie? Hulle vra eerder: hoekom het ek nie daardie oproep gemaak nie? Ek knik. Is tyd die grootste spyt? Tyd is net die houer, antwoord hy. Die ware spyt is wat mense nie daarin gesit het nie. Soos sagtheid, moed, vergifnis, geloof, teenwoordigheid. Hy lag skielik.
'n mens dink mos altyd, daar sal nog 'n geleentheid wees, nog 'n vakansie, nog 'n braai, nog 'n Kersfees. Jy weet mos, ek leef van daardie woordjie, nog. Daar volg 'n stilte, toe praat hy weer. Ek sien dit ook in mense se geestelike lewens. Hulle beplan vir aftrede, vir beleggings, vir gesondheid en vakansies. Hulle het planne vir alles, behalwe die belangrikste, hul verhouding met God. Dis nogal swaar. Ek weet, sê hy sag. Maar sag beteken nie dis maar oukei nie. Hy vou sy hande stywer. Baie mense sê, later, eendag, wanneer ek tyd het. Maar geloof is nie 'n ornament vir die einde van die lewe nie. Dit is lig vir die reis. Ek kyk na hom. Spyt, jy praat baie oor ander mense. Waaroor is jy spyt? Vir die eerste keer kyk hy reguit op. Sy oë is oud, nie kwaad nie, net hartseer. Ek is spyt dat mense my so laat ontmoet. Die vertrek raak stil. Ek kom dikwels wanneer verhoudings nie meer herstel kan word nie. Wanneer liefde nie meer gehoor kan word nie. Wanneer 'n graf die enigste luisteraar geword het. Hy haal diep asem. Maar my grootste spyt, hy kyk af. Ek gaan nie hemel toe nie. Wat bedoel jy? Spyt, gaan nie hemel toe nie. Spyt kom te laat. Maar berou kan, vergifnis kan, geloof kan. Hy glimlag vir die eerste keer. 'n Mens wat omdraai kan. Toe voeg hy by. Baie mense dink ek is die eindpunt. Ek is nie. Ek is net die deurklokkie. Berou maak die deur oop. Genade nooi jou in. Hy staan op. Moet jy gaan? Ja, antwoord hy. Daar's altyd iemand wat my roep. By die deur draai hy om. Maar sê vir die mense, moenie wag vir my nie. Bel vandag. Vergewe vandag. Bid vandag. Maak reg vandag. Sê vandag wat gesê moet word. Toe stap hy uit. Laat gekom, stil gegaan. Maar hierdie keer, miskien net betyds. Soos iemand reg gesê het, spyt klop aan die deur van die verlede. Genade maak 'n nuwe deur oop na môre. Hoe meer ons tyd maak vir dit wat saak maak en regmaak wat die verlede krom gemaak het, hoe vryer en met groter vreugde kan ons begin lewe. Gaan doen hierdie naweek wat jy moet doen. Die Here seën vir jou. Liefdegroete, Charles.